se juweljeugles nommer 5. Nou ons gaan sommer wegspring met die play gedeelte. Ons gaan gou 'n snit uit Spider-Man die fliek uitkyk. So asseblief luister mooi en let op. Thanks for the ride, Uncle Ben. Now, wait a minute, Peter. We need to talk. Well, we can talk later. Well, we can talk now, if you let me. What do we have to talk about? Why now? Because we haven't talked at all for so long. Your Aunt May and I don't even know who you are anymore. You shirk your chores. You have all those weird experiments in your room. You start fights at school. I didn't start that fight. I told you that. Yeah, well, you sure as hell finished it. What was I supposed to do? Run away? No, you're not supposed to run away. But Pete, look, you're changing. I know. I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly. Peter, these are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. Just be careful who you change into. This guy, Flash Thompson, he probably deserved what happened. But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. Are you afraid that I'm going to turn into some kind of criminal? Quit worrying about me, okay? Something's different. I'll figure it out. Stop lecturing me, please. I don't mean to lecture and I don't mean to preach. And I know I'm not your father. Then stop pretending to be. Right. I'll pick you up here at 10. Wat se raad het Peter Parker, dis nou Spider-Man, se oom Ben vir hom gegee? Nou Peter was in 'n gedeelte van sy lewe waar hy besig was om te verander in die man wat hy vir die res van sy lewe sou gewees het. Maar die woorde wat uitstaan is dat with great power comes great responsibility. Hoe het Peter op dit gereageer? Nou Peter het sy oom se woorde verontagsaam. Hy het vir hom gesê dat hou op om my pa te probeer wees. En hy wou nie luister na die raad wat sy oom vir hom gegee het. Kan jy onthou van 'n keer wanneer jy soos Peter opgetree het? Okay, julle, nou kom ons pause net gou hier. Ek wil hê jy moet vir my jou Bybel oopmaak in Jeremia hoofstuk 1 vanaf vers 4 tot 19. Wil ek hê jy moet gou vir my deurlees. Okay, nou kom ons fokus net gou vanaf vers 4 tot 8. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. En voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. En toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Ek wil hê jy moet gou vir my oopmaak op bladsy nommer 16. Die eerste vraagie wat ons kry onder die pause gedeelte, vra vir ons, wanneer het die Here vir Jeremia as profeet geroep? Dit was reeds voor sy geboorte wat die Here hom geroep het. Nommer 2. Wat se verskonings het Jeremia vir die Here gegee om vir hom te sê dat hy was nie goed genoeg vir hierdie roeping wat hy gekry het? Sy verskonings was dat hy te jonk was en dat hy nie goed kon praat nie. Nommer 3. Hoe het die Here vir Jeremia op sy vrese beantwoord? Die Here het vir hom gesê dat hy moenie sê hy is te jonk nie. En dat hy moet gaan en gaan sê wat die Here vir hom sê om te sê, vir wie ook al die Here hom na toe stuur. En hy het vir hom gesê, moenie bang wees nie, want ek is by jou en ek sal jou red. Nommer 4. Dink jy in vandag se tyd God roep nog mense? Vraag nommer 5. Wat is die verskil tussen 'n disipel, 'n gewone gelowige en iemand wat geroep is? Ons elkeen is geroep om 'n disipel vir die Here te wees. Maar die Here het ook vir elkeen van ons 'n spesifieke roeping, waardeur ons as 'n disipel vir Jesus kan optree. Okay, kom ons fast forward gou. Waarvoor dink jy het God jou in die wêreld geroep? Watter passies, gawes en talente het die Here vir jou gegee om jou roeping uit te leef?
Hoekom is jy bang om jou roeping uit te leef? Nou julle sal sien by die eject gedeelte. Vra hulle daar dat jy uit 'n stukkie klei uit jou roeping moet uitbeeld. Ons het nou nie klei nie, maar ek wil vir jou vra of jy asseblief 'n A4 papier sal vat en dan jou roeping daar neer te skryf, te doodle, te teken, maar beeld dit vir my uit op daardie stuk papier. En dan wil ek hê jy moet vir my daar neerskryf wat hierdie vir jou beteken. En dan sluit ek vir ons af met die volgende 2 gedeeltes. 2 Timoteus 2 vers 15. Lê jy daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. En dan Friedrich Buechner sê die pragtige volgende woorde. The place God calls you to is the place where your deepest gladness and the world's deepest hunger meet. Nou julle, asseblief, gaan kyk op die app, daar is meer info rondom hierdie lesie wat ons het. En dan wil ek julle uitstuur hierdie week om jou roeping te gaan uitleef. Gebruik jou gawes, gebruik jou talente en gebruik jou passie. Jy is uniek en God het jou gekies.